Kinderstorie. Goeiemôre, maats. Ek weet, oom Iver het die vorige storie, so wat ek kan onthou, het hy gepraat van die skepping. Eendag, lang gelede, in die begin, het God die hemele en die aarde gemaak. En vandag kyk ons na daardie titel daarbo, Adam en Eva doen sonde. En ons lees van hierdie storie in Genesis hoofstuk 3. Nou wat het daar gebeur? Dit begin waar die Bybel beskryf die duiwel, die slang, was listiger as enige van die diere in die veld. Bedrieglik. Hy wil net mense mislei. En hy kom na die vrou toe en hy sê, het God regtig gesê, julle kan van al die bome in die tuin eet? En sy sê, ja, ons kan van al die bome in die tuin eet, behalwe van daardie boom in die middel, die boom van die kennis van goed en kwaad. En hy sê vir haar, nee man, God wil nie hê julle moet van daardie boom eet nie. As julle van daardie boom gaan eet, dan gaan julle wees net soos God. En julle kan sien, julle gaan weet wat is die verskil tussen goed en kwaad. En Eva kyk na hierdie boom so, en sy kyk na hierdie vrugte, en dit is so mooi, en sy pluk een, en sy vat 'n hap. Sappig en soet, dit loop so af. En sy gee vir Adam, en hy vat 'n hap, dis lekker. En iets gebeur toe, hulle is soos, wat gebeur nou? Iets is nou nie lekker. Ons is kaal. Ons is kaal. Nou het hulle sonde gepleeg. Hulle is kaal en hulle gaan pluk vyeblare en hulle werk dit mekaar en hulle maak vir hulle self klere uit vyeblare uit. Nou is hulle kaal. En laatmiddag stap God in die tuin, in die nagwyntjie, en hy roep hulle, waar is julle? Waar is julle? Hy weet waar is hulle, en hy weet wat hulle gedoen het. En hy sê, Here, ons is bang, toe ons die stem, ons is bang, want ons is kaal. En hy vra vir hulle, wie het vir julle gesê, om te eet van die vrugte? Wie het vir julle gesê, julle is kaal? En daar het Adam en sy vrou eerste sonde gepleeg. Nou wat is sonde? Wat is sonde? Sleg. Goed jy sleg doen. Weet jy wat sonde? Sleg. Ja. Sonde is goeders wat jy doen, soos byvoorbeeld steel, iemand seermaak. Sonde is goed wat jy nie doen nie. So as God sê jy moet daardie mense help wat arm is en jy doen dit nie, dis sonde. As God sê jy moet mense vertel van Jesus en jy doen dit nie, dis eintlik sonde. As jy nie vir jou ouers luister nie en jy maak nie jou kamer skoon nie, sonde. Sonde is ook goed wat jy sê. As jy jok, as jy sleg praat, dis sonde. Sonde is ook goed wat jy sien, wat jy kyk, wat jy nie na moet kyk nie. En sonde is ook goed wat jy dink. As jy dink, ag, daardie ou se pampoen, sonde. Sonde is baie, baie sleg. So wat doen God toe? Hy vra vir hulle, wie het vir julle gesê, julle moet van hierdie vrug eet? En Adam dadelik, Here, maar die vrou wat u vir my gegee het, sy het vir my die vrug gegee. Sies Adam. Hy vat nie verantwoordelikheid nie, hy sê nie, Here, jammer, nie? Hy maak asof dit God se skuld is. Die vrou wat u vir my gegee het. Nee man, Adam, sies. Dis mos nie hoe 'n man moet optree nie. Wat doen Eva? Nee, Here, die slang, hy het vir my gesê. Vat geen verantwoordelikheid vir hulle dade nie. En God sê vir die slang, van nou af, vir ewig sal jy op jou maag rondseil en stof eet. En hy sê vir Eva, van nou af, jy gaan kinders baar, en dit gaan moeilik wees, dit gaan seer wees, jy gaan huil, jy gaan skree, jy gaan jou man se hand stikkend druk van al die pyn. Ja,
En hy sê vir Adam, wag, voor hy vir Adam sê, hy sê vir Eva, en van nou af, daar gaan, hy gee 'n profesie, hy sê, eers vir Adam, hy sê vir Adam, nou gaan jy werk, jy het nou verniet geëet in hierdie tuin, vir die res van die lewe, jy gaan nou blomme die plante van die veld eet, en jy gaan moet plant, hy gaan met koring plant, en dan moet hy wag, dat het groei, en dan gaan hy dit moet oes, en dan gaan hy dit moet skit, en alles reg kry, en die korreltjies fyn stamp, om meel te maak, om brood te bak, dan moet hy gaan hout kap, om vuur te maak, harde werk, net om te kan eet. Dis mos nou nie eintlik lekker nie, hy het verniet geëet die ou, en hy sê vir die duiwel, wat gaan gebeur is, jy gaan vir ewig ronsel op jou maag, en dan die saad van die vrou, jy gaan hom in die haarskeen byt, en hy gaan jou kop vermorsel, en dit is 'n profesie. En die profesie is, God weet wat gebeur in die toekoms, en hy sê vir hulle wat gaan gebeur, en dit is die profesie van Jesus. So Jesus gaan eendag kom, hy gaan gebore word, en jy gaan hom in die haarskeen byt, wat beteken, as ek nie van jou hou nie, as ek nie van jou pa en jou ma hou nie, dan gaan ek jou seermaak om jou pa na te kom. So die duiwel hou nie van God nie, en hy wil ons seermaak, sodat hy God se hart kan seermaak. Maar, dan kom Jesus eendag, en hy gaan op die slang se kop trap, sy kop verbrysel. En wat doen God toe? God maak diere dood. Onskuldige diere. Sny hulle vel af, was dit, en hy werk vir hulle, en hy maak vir hulle klere, mooi klere, sodat hulle nie meer kaal is nie. En wat wys dit vir ons van Jesus? Eendag kom Jesus, hy is onskuldig soos hierdie diere, en hy het kom sterf van 'n kruis, hy was kaal op die kruis, voor al die mense, nederig en kaal, sodat sy bloed ons kan afwas, en ons kan bedek, sodat ons kan reg wees met God. Skus? Voor die tyd, ja, maar toe hy op die kruis hang, was hy kaal. Maar nou is ons bedek, deur sy bloed. En wat doen God toe? Hy stuur hulle uit die tuin uit, en er sit 2 groot gerubs daar, met sulke swaarde van vuur wat so flikker, dat hulle nie kan teruggaan en eet van die boom van ewig lewe nie. En as ons na hierdie storie kyk, dan kan ons sien, hoe erg sonde is. Het iemand al vir jou gejok? Dis nie lekker nie. Iemand het jou al seer gemaak? Dis nie lekker nie. As ons kyk daar buite, kyk hoe maak die mense mekaar seer, en hulle steel van mekaar, en hulle sê mekaar sleg, en hulle vloek mekaar, en gil vir mekaar. Dis nie baie mooi nie. Sonde is baie, baie lelijk. So die Here wil hê ons moet reguit pad stap. Ons moet tyd in die Bybel spandeer, van hom lees en hom leer, en as ons foute maak, daar sê Here, vergewe my asseblief. Dat ons toe sal wees in die kleer wat hy vir ons gegee het. So wanneer God na ons kyk, sien hy die bloed van Jesus oor ons, dat ons nie kaam en beskaam sal wees nie, want Jesus het dit vir ons aan die kruis gedoen. Goed julle, baie, baie dankie.